Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dis Vrydagoggend en ek wil namens Dr. Gustaf vir een en elkeen in hierdie naweek instuur, nie net gelukkig nie, maar geseënd met die wete, jy is meer as oorwinnaars. Hierdie die dag wat die Here gemaak het en ons maak die keuse om onsself te verbly daarin. Dit is die vreugde van die Here wat ons beskutting is. En hierdie beteken nie net dat ons altyd glimlag en net altyd lag nie, nee. Is 'n plek waarvan ek lewe. Dis 'n plek waar ek kom en weet dat ek nie langer net bid vir oorwinning nie, maar ek bid van 'n plek van oorwinning. So hierdie die Vrydag wat ons kom en ons sê dat ons gaan deurbreek en ons gaan meer ervaar as wat ons emosies en die omgewing vir ons sê ons gaan. Ons kom en ons leef van 'n plek van belofte. Die dag wat die Here gemaak het en ons kom en ons weet dit is omdat hy vir ons gesterwe het dat hy ons in staat stel. Is omdat hy vir ons gesterwe het, kom hy en deur sy gehoorsaamheid is ons nou in staat tot groter, tot meer. So ek verklaar oor U soos wat ons elke oggend kom en doen. Ek is wat die woord sê ek is. Dat ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. En dat ek sal bereik wat die woord sê ek sal bereik. So dis Vrydag. En dit beteken Vennootskap Vrydag. Weer eens kom ek en ek sê vir u, dis wanneer ons in vennootskap is met die Here, met ons hemelse Vader, met die Heilige Gees en met die hemel, dat ons kom en ons doel uitdien, ons doel leef in hierdie aarde. Belangrik dat ons sal wees wat hy ons geskep het om te wees. Mense wat kom en sê, Here, hier is ek as gewillige kanaal. Vloei deur my, werk deur my, ek sit my hand aan die ploeg en ek begin vorentoe te stry met die wete dat die stryd is reeds oorwin. En ons gebruik die woord natuurlik wanneer ons kom op hierdie Vennootskap Vrydag en ons herinner onsself dat ons doen dit nie alleen nie, dat saam gaan ons verder. Die belangrikheid van familie verstaan ons op hierdie Vrydag. Kom ons en ons sê, Here, dat 2 is beter as 1 en dat ons hierdie woord aanpak, hierdie dag aanpak met die woord en dat ons hierdie naweek ingaan wetend die uitkoms is in die Here, want sy gedagtes omtrent ons is opgemaak en dis goed. Hy het goeie gedagtes aangaande ons en daarom kan ons met ons liggame praat, ons kan met ons situasies praat. Maar nou voordat ek vooruit hardloop, wil ek vir julle sê dat in hierdie paar maande wat nou verby is, kan nie glo, ons is al amper in die helfte van die jaar, die 6de maand wag en loer vir ons om die draai. En ons het gepraat oor om die woord van die Here te erken, deur die Gees van die Here te gelei te word. En toe kom ons in hierdie maand van Mei, die 5de maand, kom ons en ons sê ook natuurlik in die Joodse kalender, die jaar 5785, en ons weet 5 die genade getal, kom ons en ons sê dat my jaar begin en hy gaan eindig met genade, en ek is in hierdie 5de maand om te sê, kom dat ons teruggaan na basiese, fundamentele dinge, die fondasie dinge, die dinge wat ons geleer het, toe ons net gered geraak het, en ons opgestaan het vir jare en gewerk het, en toe het ons moontlik laat gaan, laat ons terugkeer na ons eerste liefde, laat ons terugkeer na die basiese dinge. Is dit nie snaaks, hoe ons baie keer 'n groot openbaring wil hê, maar nie tot aksie oorgaan nie, en dit is waar ons oor praat in hierdie maand, waar ons terugkeer na die basiese dinge. Hoekom? Dat ek my kan voorberei vir die volgende. Die ding wat die Here u wil hê en instap nou in die nuwe seisoen, soos die deure oopgaan, het ek nodig om voorberei te wees, sodat ek nie net vir 'n kort tydjie sal kuier nie, maar dat ek sal besit neem, sodat ek dit myne sal maak. Weet natuurlik, dat ek is 'n ambassadeur, u is 'n ambassadeur van die hemel, seun en dogter van die Here, en dat ons nie net fokus op dit wat ons van die vyand moet terugneem nie, maar dat ek sal sê, dit wat aan my gegee is, dit wat aan my geskenk is in hierdie dag, dat ek nie net sal huur nie, nie net sal daar kuier nie, maar dat ek sal by 'n plek wees, wat ek sal in besit neem. Neem vanmôre in besit jou genesing, neem vanmôre in besit jou voorsiening, neem vanmôre die redding van jou
gesin in besit, maak dit jou eie, maak dit daar geen ander gedagte is behalwe daardie gedagte nie. Maar kom ons gaan na die woord toe en ons sien in Genesis 13 kom die Here en hy praat met Abraham. So voordat die genade tot hom gevoeg is, voordat sy oë begin oopgaan het vir groter dinge, die Here praat met hom en hy gee aan hom hierdie belofte en sê daar in Genesis 13, en onthou van die begin van die hoofstuk in Genesis sien ons hoe mens geskape is en aan ons gegee is die mag, die autoriteit, aan ons gegee is die instruksie om besit te neem, om te heers. So kom ons en ons sien dat in Genesis 13 vers 13 en 14 kom die Here daarso en hy sê, en die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op. Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en die suide en na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en jou nageslag tot in ewigheid. Die hele land wat jy sien. En op hierdie stadium kom hy en hy sien met die natuurlike oog. Hy sien met die natuurlike oog en is soos wat ons almal maar baie kere beïnvloed word deur die dinge wat ons sien en ons hoor goed wat mense sê soos sien is glo. Maar ek wil hê wanneer ons terugkeer na hierdie basiese dinge, wanneer ons terugkeer na dit wat ons weet die Here vir ons sê, as nie net ons stil vernoot nie, maar ons senior vernoot, die een waar rondom my lewe draai, hierdie besigheid wat ek geroep is om te bestuur, hierdie familie wat ek geroep is om te lei, die gemeente wat ek geroep is om te bedien, dat ek by hierdie plek kom, hierdie basiese ding weer sal vasmaak vir my, dat sien nie noodwendig glo is nie, maar om te glo is om te sien. Dat ek sien vanmôre deur die oë van geloof, so nie langer gaan ek wandel deur aanskouing nie, maar my oë gefokus op Christus, die voleindiger van my geloof. Kyk op, soos wat omstandighede jou tans wil isoleer en graag wil hê dat jy eerder moet neerkyk, omdat jy moontlik voel daar word neergekyk op jou, weet dat jy seun, dogter van die Here is, dan dat dit tyd is om op te staan, op te kyk, en hy sê daarsom, dat wat ook al jy sien, en ons kom in hierdie tyd en ons weet dat as ons terugkeer na die basiese dinge wat ons geloof nie net opbou nie, maar hoe ons lewe leef, sien ons dat Hebreërs 11 vers 1 kom daar en hy sê, 'n skrif wat u by wedergeboorte of moontlik redding leer ken het en jy het van hom gehoor, want dis hoe jy gegroei het, maar ons vergeet hom en ons val vas in die geneigtheid van sien is glo in steede van geloof. Of glo is sien om te glo is om te sien. Die geloof is aan die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Bewys van die dinge wat ons nie met hierdie natuurlike oog sien nie, nie net die titel wat ons dra nie. Moenie vanmôre dat jy nog gesluier is, waar jy sal kortstondig kyk en vaskyk in omstandighede en situasie nie. Jy mag die skille van jou oë val om te sê dat, nee, ek kom en ek glo die woord van die Here en dit skep en dit beïnvloed die manier hoe ek sien, nie langer die lens van die lewe nie, maar ek kom by 'n plek waar ek drink van die put van lewende water, die fontein van lewende water, en dit beïnvloed hoe ek sien. Paar van ons het nodig om weer ons sig herstel te kry, soos wat ons visie deur die Heilige Gees nie net geïnspireer kry nie, maar geblaas kry nuwe lewe tot u lewe. Geloof is aan die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nie net die titel, nie net wat ek gedra, nie net die amp wat ek dra nie, maar die titel agter die posisie wat ek beklee, of hulle my nou pastoor noem of nie. Of hulle nou sê dat ek regmatig daar mag wees, nee, ek neem besit, ek neem my plek in my posisie in wat ek gevestig is in die Here. So daarom kom ek en ek bou my hart met geloof. Hoekom geloof? Deur die gehoor van God se woord. Jeremia 1 kom en ons sien daarsom in vers 11 verder die woord van die Here tot my gekom en vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord en sê, ek sien 'n amandeltak. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien.
Want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Belangrik dat u hierdie woorde sal hoor. Moontlik kyk u vas tans in die simptoom. Moontlik kyk u vas tans in wat die familie deurgegaan het. Moontlik kyk u vas in hoe die besigheid tans ondergaan. Moontlik kyk u vas in die finansiële tekort. Maar kom ons kyk verder, want God is wakker oor sy woord om dit te volbring. So dit stel my in staat om die uitkoms en die antwoord te sien. Ek wil vanmôre hê dat u die skille sal laat afval, die grendels sal laat breek, die tronktralie sal oopmaak en dat u nie langer gevange sien nie, maar u sal in besit neem die vryheid wat gekom het deur Jesus Christus. Dat u sal sê ek stap uit hierdie beknopte benoude spasie en ek stap in die vryheid in en ek is hier om te regeer. Sien, ons is nodig in hierdie tyd het ons nodig om op te kan staan en in besit te neem. Nie langer dit te laat wag vir iemand anders om te kan doen nie. Nee, ons is 'n doen iets generasie en dit stop die vloei van negatiewe dinge en dood stop by ons en ons kom en ons neem stand. Hoekom? Want ons neem posisie in, ons neem in besit. Hy's wakker oor sy woord. Daarom vanoggend wil ek iemand nie net motiveer nie. Nee, ek wil u mobiliseer. Ek wil sê staan op. Staan op uit wat dit is wat u tans in vasgevang is. Dat die deurbreker daar tans in die vertrek is waar u luister of kyk na hierdie uitsending. Dat u nie per toeval op hierdie blad geland het nie. Hierdie blad het nie net gekom. Nee, hy's hier vir 'n rede. Hoor die woord van die Here vir u. U gaan deurbreek, u gaan nie onder nie, u gaan oor. En nie net gaan ons oor nie, maar ons breek deur. Ons praat met hierdie berg en ons kom en ons sê dat ek neem besit van die woord. Die woord wat waar is, ek maak hom myne, ek glo die woord. Ek wil saam met u bid vanmôre, soos wat u in die naweek ingaan en ek wil negatiewe gedagtes kanselleer en ek wil bid dat u sig aangeraak word en dat u van 'n plek af sal leef waar u weet u is meer dan oorwinnaar. Halleluja. Vader, ek bid vir ons families wat ingeskakel is, ons besigheidsmanne, besigheidsvroue, Here. Here, hulle gaan in hierdie naweek, Here, nie onder in nie. Nee, hulle gaan oor. Deurbrekers in, Here. Daarom bid ek, Here, dat u salwing, Here, die juk breek, die las verwyder, oorwinning in hulle hart laat opstaan, Here, hulle van 'n nuwe vars fontein drink, Here, want hulle is meer dan oorwinnaars in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil u uitnooi na ons naweekse dienste van hier af regdeur tot Oudtshoorn en Beaufort Wes. As jy in die area is, as jy in ons Oudtshoorn, naby ons Oudtshoorn kampus is, gaan en ondersteun die dienste daarso hierdie naweek. Is Rian daarso wat uit satanisme uitkom, baie betrokke gewees met die organisering van die sataniese kerk in die Weskaap spesifiek en oor om die beeld te versag van die sataniese kerk en het toe 'n ontmoeting met die Here. En hy gaan hierdie naweek daar getuig in Oudtshoorn en glo Oudtshoorn gaan nie weer dieselfde wees nie oor dat Jesus Christus opgelig gaan word. Halleluja. Dan Beaufort Wes en as u Kraaifontein, Stellenbosch, Tableview area, Bottersig, as u in Goodwood, Plattekloof area, Brackenfell, vind uit waar 'n kampus, Lofdal kampus is, kom soontoe of skakel aanlyn in. En ons is altyd so bly om ons aanlyn kykers ook te sien en stuur vir ons in as daar enige versoeke is waarvoor ons kan bid in hierdie tyd ook. En ek wil ook natuurlik vir u sê dat ons kan nie doen wat ons doen sonder u nie. En daarom wil ek u motiveer, soos wat jy agter my sien, is daar verskillende maniere wat ons uitreik na ons gemeenskap, en dis nie net om vir die gemeenskap te sê hoe goed mens is nie, is om te sê hoe goed God is. En ook om te sê dat, nie net te sê dat die Here vir hulle lief is nie, maar te wys dat hy is. So, as u daar wil betrokke raak, moontlik in tyd of moontlik finansiële bydrae, daar's verskillende maniere wat u dit kan doen. Wanneer u dit laat gebeur vir iemand anders se huis, maak die Here dit gebeur vir ons huis. En ons weet hy het reeds voorsiening gemaak deur Jesus Christus. So, ek wil u uitnooi en ek wil vra dat u betrokke raak, want dit stop by ons, die siklus stop by ons, die negatiewe tyd, dit stop by ons is deurbrekers, en dis hoe ons dit doen. Hierdie is die praktiese applikasie hoe ons dit doen.
Soos Dr. Gustaf altyd vir ons sê wanneer hy ons los of verlaat of selfs sy boodskappe afeindig, is kampioene. U is 'n kampioen. Jy mag moontlik nie vandag so voel nie, maar daarom mag hierdie woord tot jou hart jou hart stig en dat geloof in jou hart opstaan, dat jy sal sien hoe jy deurbreek. Wees gegroet in Jesus naam. Amen en amen.